In Romeine 12 vers 1 en 2 is Paulus se woorde skerp en helder. Gee jouself totaal en al oor aan God as 'n lewende en 'n heilige offer. Hy praat nie van iets simbolies nie, hy praat van jou hele lewe, elke kamer van jou hart, elke deel van jou identiteit, ja, elke aspek en faset van jou lewe. In die Ou Testament het offers gesterf, in die Nuwe Testament leef die offer, en die offer is jy. Dit is die ironie van die evangelie. Net wanneer jy jouself gee, vind jy jouself. Net wanneer jy jou eie ek afsterf, begin jy werklik eers leef. Jesus sê dit self in Matteus 16 vers 24, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon, sy kruis opneem en my volg, want wie sy lewe wil behou, sal dit verloor, maar wie sy lewe ter wille van my verloor, sal dit terugkry. Daar is daardie ontsettende hartseer verhaal in die evangelies. Ons lees dit in Matteus 19 van vers 16 af, en ook in Markus 10 van vers 17 af en Lukas 18 vers 18. Dit gaan oor 'n jong man. Lukas sê dit was 'n man van aansien, wat aan Jesus die vraag gestel het: Goeie leermeester, wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry? Gaan lees dit gerus weer 'n keer. Eers praat Jesus met hom oor die gebooie wat met ons menseverhoudings te doen het. Markus skryf dan in hoofstuk 10 van vers 22 af so: Meneer, sê die jongman vir Jesus, maar dit alles het ek van my kinderdae af nagekom. Jesus het na hom gekyk en hom lief gekry en vir hom gesê: Net een ding kom jy kort. Gaan, verkoop alles wat jy het en gee die geld vir die armes en jy sal 'n skat in die hemel hê. Kom dan terug en volg my. Die ryk jongman het egter geskrik toe hy dit hoor en het bedruk weggegaan, want hy het baie besittings gehad. Sy besittings het sy hart vasgehou. Jy sien, Paulus vermaan ons in Romeine 12 vers 1 en 2, dat jou oorgawe altyd op die toets gestel sal word, by die punt waar jy die meeste wil vashou, wil terughou, daar waar jy onder die valse voorwendsel verkeer, dat enige iets op aarde joune is. Net soos daardie getuienis wat ons gehoor het van die boer, wat met 'n skok moes hoor, dat die Here vir hom sê om sy nuwe bakkie vir sy buurman te gee. Volgens sy getuienis het die Here vir hom gesê: Jy dink dit is jou bakkie, nê? Jy het hard gewerk daarvoor, nie waar nie? En toe sê die Here vir hom: Ek is baie lief vir jou, en ek seën jou met meer as genoeg. Maar alles wat jy dink joune is, behoort aan my. Dit is my plaas. Die volgraanskure behoort aan my. Dit is my trekkers en implemente, en dit is my voertuie hierdie. Ek leen dit net vir jou. Ek het dit aan jou toevertrou, soos daardie talente, die goue muntstukke van die eienaar in Lukas 19. Paulus herinner ons daaraan dat 'n lewende offer beteken jou gesin, jou werk, jou tyd, jou geld, jou gawes, jou planne, jou gewoontes, jou gemak, ja, selfs jou drome en jou vrese, alles word op die altaar gelê. Nie uit dwang nie, maar uit dankbaarheid. Ons reaksie moet wees: Here, U het U lewe vir my gegee. Dit is my vreugde om my lewe vir U te gee. Paulus praat nie van werke nie, hy praat van jouself. Die Here vra nie vir jou 'n godsdienstige prestasie nie, hy vra jou hart. Baie Christene wil die Here volg sonder om hulle kruis op te neem, sonder om iets te verloor, sonder om te verander of om enigsins iets prys te gee. Maar daarvoor is disippelskap te heilig, te kosbaar, te lewend. Dink aan 'n lewensredder wat iemand net betyds red van verdrinking. Christus het jou so gered. Hy het jou lewe gered. Daarom vra hy jou lewe terug. Dit is die wesenlike van die godsdiens wat ons moet beoefen. Dit is die kruks van die saak, skryf Paulus. Die vraag wat die Here ons deur Romeine 12 vers 1 en 2 vra, is eenvoudig. Is my lewe aan God oorgegee en is my lewe vir hom aanneemlik? Nie perfek nie, maar oorgegee.
Jou lewe word nie deur goeie bedoelings verander nie, maar deur volledige oorgawe. Kies vandag dalk nog een aspek van jou lewe wat jy nog nie heeltemal vir God gegee het nie. Het sy dit jou tyd of jou gewoontes is, jou finansies, jou verhoudings of dalk geheime motiewe. Noem dit voor hom en sê, Here, hierdie deel behoort ook aan U. Alles behoort aan U. Kom ons bid saam. Here Jesus, ek kan U nooit genoeg en behoorlik dank dat U my lewe gered het nie. Dankie dat U my gered het van die ewige dood en my die voorreg, die genade gegee het om 'n kind van God te mag wees met 'n ewige lewe, 'n ewige toekoms. Dankie vir alles waarmee U my seën. Maar Here, elke deel, my hele lewe behoort aan U. Alles behoort aan U. Neem my lewe, laat dit Heer U gewy wees, meer en meer. Amen.